Assalamualaikum en hartlike welkom by Pro. Ek is Abida Dixon Mohammed en vandag kuier ek in die kombuis saam met Shafiq Ghanif. Hallo julle. Luister, vandag gesels ek weer lekker hier in Mitchells Plain. Weltevrede. Valley? Valley, ja, nou is nou nog 'n valley. Okay, dis fyn. En ek gesels saam met Abuta Shafiq hier in die kombuis. En ek wil ook vir julle sê, ons is in 'n seisoen 34 en seisoen 34 is geborg deur Perfect Choice Spices. Assalamu alaykum Abuta Shafiq. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Auntie Abida. Met my gaan dit goed man, maar kyk hier. Het jy nou gesien hoe val ek nou eers oor my woorde? En wie se skuld was daai nou? Wie se skuld was daai? Auntie Elsie het my gedreig wat sy gekom het vanoggend het wat ja, ek sien wat Auntie Elsie is, dus ek Auntie Abida is all over the show gewees. Okay. Nou sien, kan julle sien 'n getuie van Auntie Elsie, wat Auntie Elsie agter die skerms doen. Ek lieg nie vir julle nie. Maar in elk geval, moet asof ek verduidelik gou daar vir my. Nie vir my nie, ek weet wat jy gaan doen, maar vir my sodat die kykers kan weet wat kook jy vandag vir ons. Auntie Abida, ek is baie lief vir Arabiese tipe disse. Okay. En daar's 'n een ding wat ek nou nie kan regkry en dit is wat ek wil die kapsa, soos 'n chicken kapsa of 'n lamb kapsa. Kapsa is soos 'n rysdies wat jy maak. Ja. Hy het almal sy Arabian spices in. Okay. Hulle is baie lief vir ground spices, like die hele spices wat hulle nou ground. Okay. En dan roast hulle dit en dan kry jy nou almal die geure uit dit uit. Maar nou kry ons aan Arabian spices hier by ons. Baie, ek het hom al nou gaan soek, ek het nie, so ek het nou my eie dingetjie wat ek nou by mekaar gesit het. Ja? En ek dink ons moet dit maar los na ons kykers soek sodat hulle kan die geure wat vir hulle appeal. Oh, okay. Dat hulle daai geure in hulle Oh. dat in moet sit. Kyk hierso, sien julle nou weer hier, werk ek met 'n yf. En dit is nou net, ek sê vir julle, dis net aan die Elsie se idee. Maar ek gaan dit los, ek gaan dit los net so en net, as ek gaan huil, dan I don't mind, swart oogies in die lug. Maar dit is of ek, voor ons gou by die spices en goeders gaan, hoeveel hê moet ek die yfie vir u sny? Net so een keer in die middel Ja. en dan skyfies maak. Sê gou weer? Een keer in die middel, dis net so nie aan die kant om. Okay, so, in die middel? In die Yes. middel en dan skyfies nie. En dan Dat so af, ja. Okay, alright. Nou, verduidelik gou nou vir my, Net een keer in die middel. eerst in die In die middel. middel. Dan draai ons Ja. hom op die side. En nou draai ons En dan hom so. sny ons hom net so. Sy soms in quarters wat hy gesny Okay, so het. ek gaan die blokkietjies. Hy gaan nie blokkies hê, as maak as daai so mee. Dis fyn. Ja, as jy so 'n bietjie kleiner, 'n bietjie dunner kan sny nog 'n en dan bietjie kan sy dunner. Oei. en dan Okay. Nou, wat as ek jy praat nou hier van 'n dis wat ek nou nog nie van gehoor het nie. So, kom vertel vir my en wys my wat vat nou hier toe. ek so die hoender. Ja. Wat as dit as gebruik dit ons eie spices wat appeal na jou smaak. Ons gaan dit nie uitsit nie. So ek het 'n chicken spice wat ek hier het. Ja. En dan het ek 'n barbecue tipe spesialie wat ek wil get op die een kant hè. Okay. En dan my favorite, ultimate favorite, wat ek dink hy gee vir my altyd al die lekker geur wat na my appeal en dis 'n smoked paprika. Ek sien ja baie mense gebruik Smoked paprika. Ek het hom begin te gebruik in my curries ook. En ek het van die Abida sê hy gee baie verskillende tipe smaak. Hy gee 'n mooi kleur ook aan jou kos. So Gee jy daai smokies? hy gee daai smoky smaak. En ek sê hy moet nie synig wees met hom om daai smoky smaak uit hom te kry nie. Okay, maar gaan hy nie op die ou en miskien dan die hele ander Overwhelm? speserye over? Nee, hy sal nie overwhelm nie. Ah. Ja, net genoeg en ek kan hom al klaar ryk al. Ek Okay. as nou pit ek kan nou nie sien oor Is die hy televisie reg? hoe ek Is hy reg? hy's reg so. Hy's reg so. Shukran en dan het ons daar so die res van die groente wat Auntie Abida ook vir my gou kan opsny. Okay. En hy gaan ook En in hy gaan 'n lengte gesny word is. Ek het dan dat jy gou kan gaan in die pot en die Ja. dis gaan baie gou. En jy maak hier nie baie die sake en sien dis net 3 tipe speserye wat ek opgooi en dan vir 'n lekker 'n herb hier. Ja. Dat is oregano Okay. wat ek gooi. En oregano bring natuurlik so 'n lekker smaak uit. Ja, maar as ek nou nie oregano het nie, want kyk, dis mos nou 'n tipe ding wat mense altyd in jou huis het. Wat gebruik ek Nee, nou? Jakob persoon moet oregano in sy huis sit. Dat ons dit sommer stryd sit nou. Oregano moet daar wees. Hy gaan lekker op pizza as jy nou jou homemade pizzas gebruik, dan gaan hy nog baie lekker op sy pizzas. Ja, maar kyk hier nou, gaan ons mense sê, maar wat moet hulle hy gebruik? Hulle gebruik mixed spice. Ja, 'n mixer. Ja, 'n mixer. 'n mixer, ja. Ah. Ek is seker daar is oregano in. En in die pot wat ons nou hier het, ek die guy wys. Ek pot so lekker is met die. Daar kan net olie niks anders nie. Net olie in die pot. Okay, met die hoender wat nog gespice En is. die hoender wat gespices, dat gaat in die pot.
Dat die bak Ja. wat belangrijk is vol met ons hou. Net Die so veel. hoender gaan nie droog gekookt word in Ek die wil nog pot weet, nie. gaan hy net so veel. Nee, hy gaan weer terug en nie. Hy Ja, gaan 'n bietjie wat water ek bedoel insit. is, gaan hy nou nie skoon Hy gaan nie nou skoon Dis gemaak wat word nie. ek wil weet. Right. So Right? ons gaan so 'n klein bietjie water insit. Goed. En die hoender moet nie droog kook nie. Ah. Anders dan nou sê ook of die hoender nie droog gekook moet word nie. Ah. Die bietjie water wat ons nou hier het, die speserye. Ja. Hy gaan dit terug in die pot in. Hy moet net so 'n klein seel kry. Die hoender kry net so 'n klein seel op die kante, af die kante. Okay. En dan kan ons maar die bietjie watertjies bygooi. En as ek nog gou, ek het nog nie so mooi gekyk nie. Daai hoender was daai nou net die duitjies. Dis is mix, Wel, dat is mixed portions. As jy almal kan maar gebruik wat jy wil, hulle nou voel. As jy vir hulle kan maar gebruik. Ons so die kiddie aanspoedig. Nou, bedoel Shafiq, hier gaan ek nog gou lelik weer. Gaan baie lelik. Ek luister. Ek gebruik nie meer hoender in my huisie. Ja. Maar ongelukkig vir my vir hoender nie meer soos hoender nie. Hè? So ek gaan vir julle sê ek gebruik deesdae nou miskien net die vleertjies as ek nou moet hoender koop of ek gebruik chicken fillets. Kan dit werk? Kan dit werk? 100%. 100%. En ek het op die einde van die program Ja? het ek 'n verrassingkie Wie? vir almal, vir die kijkers en van jou video, ek het 'n verrassingkie. Dit is variasie wat ons kan gebruik vir jullie dit. Oei. Dat is niks. Moet nie my vra vir die recipe sê. Dus ek voel net soos die hand vol en proe. Dan is hy reg. Nee, maar ek gaan nie op die ouer gaan nie vir my met die resep in elk geval gee, want die resep gaan op die proose face to face. Wat maak So jy moet maar baie mooi dink, okay, ek het nou 3 handjies gevat, so 3 handjies is miskien hoeveel lepeltjies en wat ook aan die karis met hier. So maak- sit hom maar nou mooi net mooi in 'n ding, in die gedagte en dan op gaan die ons ouer hom gaan gevat, jy ja, kan ja. dit weet, nee? Alright. Nou, bedoel So, ek waar het jy nou eintlik aan hierdie dis gekom? As ek nou net van die video gesê het, Ja. ek maak dit dis op soos dit aangaan in my breinsin. Ek jy sê my kinders en my daddy, dat was lekker. Can you make it again? Okay, dan weet jy Dan as weet ek nie. Hoe het ek daar aangekom? Maar dan kan ek hom nog altyd weg. Okay. Alright. Nou, ek gaan nou niks verder sê nie. Bly julle gou net daar, so ons is nou weer terug. Jong, ek kan vir julle sê, die ou weet presies waarvan hy praat nie en hoe om die dis te maak. Want hy hardloop sommer vir my weg met al sy bestanddele hier. Ek wil nog vra, dan sit al klaar in die goed gegooi. Maar nou bedoel Shafiq, moet nou nie lelik wees nie. Ons mense hou dop. En van hulle het nog nie eens gesien wat Ankel nou maak. Jy verduidelik gou nou, wat het hy nou als hierin gegooi en wat maak jy presies? Okay, so hier in die bakkie is 2,5 koppies rys in Tiabida. Ja. Dan het ek so 'n teelepel sout ingegooi, so sout wat jy nodig het. Goed? En dan het ek ingesit 'n bietjie al jeera Ja. en dan het ek sy botter ingesit, dan het ek 'n bylief ingesit en dan het ek sy karamong wat ek ingooi. Goed. So jou karamong 1 of 2 Ja. en dan het ek sy stokkaneel ingesit. Ja. En dan waarna toe gaan hy nou? Hy gaan naar die microwave toe. In die microwave? In die microwave. Nie op die stoof nie? Nie op die stoof nie. Hy gaan in die microwave. Weet jy wie almal kook hulle rys in die microwave nie. Okay. Wat ja, dis wat ons nou doen. Alright. Ja. En dan as hy nou in die microwave gaan, hoe lank bly hy in die microwave? Ons sit hom in so vir 10 minute Yes. en dan check ons hom en as hy aan moet gaan, dan gaan hy nog so vir 4 minute in. So. Alright. Ja. Enige rys of is dit 'n spesifieke rys? Ja, ek hou van my long grain basmati rys. Ah, Wat ek van nou so Okay. hy kook lekker en die ene wat ek gebruik is amper foolproof as ek binne so kan sien. En dan kan ons ook 'n bietjie egg yellow in hom gooi om 'n bietjie kleur te gee, want hy gaan die kleur uitbring uit die rys en almal die res van die speserye wat ek het. Maar ook as ek nou nie ek yellow het, kan ek 'n bietjie Bietjie borie borie ingooi, ek Een het bietjie weer. borie. Ja, en dan net die borie maak hom 'n bietjie bitter. Ah. So ek hou weer die egg yellow because die egg yellow het die flavor in hom. Ja. Ja, maar dit sal Dit nie sal om 'n net om kleur kleur te gee, te kan gee. dit? Ja. Alright. So sit hom maar in die microwave. Laat ons nou gou maar sien hoe werk die storie. En met asof ek moet sê daai hoenderpot daar, hy ruik lekker, né? Hy byt dan byt. Hy ruik baie lekker. Okay. Nou, met asof ek hoe lank kook u nou al? Met jou video's wat agter 'n passie wat ek gehad het van jongs af. Ja. As ek so sien hoe my ma en my auntie, Ah. hoe hulle nou
besig is met die gekookery. Met die groot pot, die 60 liter, die 80 liter so vir die moulud en vir die breide. Okay. Het hulle nog gestaan en gekook. Ah, En ek ben nou so gekyk en ek was altyd verstomd te kyk dat van niks af kan die mense iets maak. yes. En iets maak wat almal geniet en iets maak wat baie lekker is en iets maak wat mense sê, wanneer maak jy weer daai? En ek dink toe my gedagte nou my hande kan mos nou nie stil staan nie interpreteer. Ek soek mos maar net iets om te doen met my. Okay, so jy hou eintlik van om te krap wat jy Oor wat jy kan. Al sien ek ek gaan kyk wat ek kan maak. Dis gevaarlik, net, dis gevaarlik. Dit moet ons sê. Baie besig. Ja. Alhamdulillah, baie besig. Goed. Ek het my familie om my besig, die vrou en die kinders, 3 meisiekinders. Mashallah. En Jy het ook genoem dat jy nou so pas van Umrah gekom. ja, Vertel gou vir ons. het was die 25 Desember. Ja. As ons toe weg en ons het die 8ste teruggekom, ons het eers Makka gedoen en dan Medina, iets verskillend vir my natuurlik. Want natuurlik het ons maar eers Medina toe en dan Makka toe. Ja. En mami het ook saam gegaan. En ja, weet dat was so vol geweest daar so. I can imagine. But wat lekker man. You know, dat was net beter om as in die Makka en Medina te wees. En eerste keer dat my kinders gaan en ek het vir hulle gesê, hou die tradisie op. Okay. 'n Tradisie van ek het nog vir julle gevat. Een van daai as julle getroud is en julle kinders, Ja. dan doen hulle dieselfde. julle Moet dit nie op en mens kan sien die verskil wat dit maak in hulle. You know dat daar is weer gevra ry, het jy sal gemaak nie. You know, as jy sê okay, daar gaan die doekie aan en daar sit nou en so. Okay. You know, so it was so, so well. So jy kan die verskil sien. Daar's 'n verskil in hulle. verskil. Ja. Ja. As 'n beter verskil. As jy so wat het dit beter geraak. En dit ons kan maar elke dag kan dit nog Staan vir verbeter. my bietjie nader. Ankel maak en Boetie Ibrahim gaan al te kere daar. Staan nader so. Ek dink maak wel my geklap het hoe hy my nog gewys het. Aangaan. Ja, kyk jy Boetie Ibrahim, hy sê so reg, ek kan my langs aan my staan. En die ek gaan net gou vinnig check dit gou op daai hoenderpot en dan Yes. is nou weer terug. Alright. Nou, wat as ek as jy so lekker kan kook en daai, wat kan jy alles kook? Biryani, baie lief van my biryani. Auntie Elsie het jy gehoor? Het jy nog gehoor? Wat as ek kan biryani maak, nee? Ek maak 'n biryani en 'n akne. En Wat as ek laat ek vir jy sê? ja, Auntie Elsie is oor acne en biryani. Oh, dan is Auntie Elsie in vir 'n groot verrassing vandag. oei. Ons moet ons lunch ook. So ek het al vanoggend vroeg na Fazil het ek al daai pot akne gemaak al. So hy staan daar so in die wonder bag en wag vir my. Nou, hoekom het ek nou met die ankel gevra wat hy als kan kook, hè? Hoekom? Ek hou van my breedies Auntie Is het? Abida. Baie lief van my Nice. breedies. That's nice. Ja, puntjie breedie, tamatie breedie. Ek het nou 'n tydjie terug toe maak ek wortels en eetjies. Die feit klop. Ja, kos. Yes. En my vrou sê vir my, ek eet nie daai kos nie. Ek sê, okay, fine. Dan moet jy maar vir iets maak om te eet. Ja. Wel 2 bore later toe iets sê ek nie meer nie. Sê ek, nee, dit is lekker, né? Dis is dit Dat- met 'n so lekker nie. En dis die ding as mense is altyd, hulle sit 'n logo aan die like Yes. as jy feit kos is Ja. cheap kos. Nou, maar is ook nie net daai nie. It depends op waar 'n mens daai tipe van kosse eet en dan wie dit gemaak het. Want kyk, almal maak dit mos nog net Selfde dieselfde nie, nie. ja. Nou het die persoon 'n lelike experience gehad met daai spesifieke van kosse. Nou sê hulle net hulle wil dit hê nie. You know what? I'm Ja, saying? ja. Ongeag van hulle weet of hulle dink nou nee, daai gaan dieselfde Selfde was proe. soos die ander ene, En ja. dit is waar die verskil eintlik inkom. Ja. Maar as jy as jy goedjies hier mooi of met 'n bietjie worteltjies nog 'n bietjie Jy ding. sê word ek is nog so snytjie because hy gaan nie lank in die pot bly nie. Okay. Nou kan julle sien, die ankel gee vir my ekstra werk, maar bly julle gou net daar, ons is nou weer terug. Ek gesels nog steeds saam met Boeta Shafiq in die kombuis en ek kan vir jou sê, die ou, hy weet presies wat om te doen, hoe om dit te doen en ek leer weer sommer baie hier vandag. Boeta Shafiq,
Ek het dan nou die laaste lekker stukkie worteltjie deurgesny, so alles is nou klaar. Waarna toe gaan hulle nou? Shukran Antja Bida, ek gaan hom vat, dan gaan ek hom in die pot. So wat ek gemaak het met die hoene, Ja? ek het almal die hoene is mos nou gaar. So Goed. ek het almal die hoene uit die pot uitgehaal. Ja? Want daar was net olie in die pot gewees. So Yes. as jy nou olie gooi of wil jy nou gewone, maak jy verskil nie. Yes. Toe haal ek hom met daai speserye wat daai hoene nou ingewees het. Ja? Daai speserye gaan nou almal gesê, nou klaar gesels mekaar, nou gaan hy gesels met die groente saam. Okay. So werk hulle twee nou saam met Okay. mekaar nou. Nou, wat gaan nou hier aan het? Moet asof ek nie nou vir my werk gegee nie, nou hoekom is die goed is amper klaar? Wat gaan hier aan? En jy wil ongelukkig as hy nog so 'n bietjie werk. Ja? Dit is net beter as 'n lekker slaaitjie om saam met 'n dis te gaan. Of course. 'n Fris So- slaai, dit was 100%. Yes. So dan wil ek gou vir my Antavida moet gou vir my daai slaaitjie net so 'n bietjie klaar maak. So Yes, is wat 'n gaan stukkie das pineapple, as nog 'n bietjie peper moet saam gaan. Ja? En dan moet dan nou net so 'n snytjie van die Van die sielamoen ook saam. Nou kyk jy gou, julle weet, as ek hier 'n ding weet nie, en iemand het dit vir my geleer, is ek baie excited. Nou ek het nou vandag hier gesien, vir jare gebruik ek nou al sielamoen gekookte water met die sielamoen in die oggende, bla 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 bla. Maar ek sny hom net gooi in die water en dan gaan nie. Nou het ek nou so lekker gesien, die ankel het hier gekom met, ek het al 'n paar keer gesien, maar nooit geweet wat dit eintlik behels nie. Nou die rolstorie nou met die sielamoen, verduidelik gou nou weer vir my, hoekom het jy daai sielamoen gerol en wat gebeur hierso? Dit is mos die sielamoen kry, dit was segments wat Ja. jy mos binne het. Wat so goed? Segments, Okay. segmente. Oh. So as mens nou vir my sê mens wat 'n orange lemoen, Ja. jy skil hom af, Goed. dan kan jy mos nou vir hom lekker so sy stukkies uithaal. Okay. Nou wat as jy maak as ek hom so rol, Ja? dan breek ek daai segments en dan is dit easier, makliker om die sap uit hom uit te kry. Nou kan jy mens voel hoe sag is hy. As mens kyk hoe hard is hy, en mens kyk hoe sag is hy, dan is dit so sy segmente het nou al gebreek al. Die ander ding wat jy kan maak is jy kan 'n bietjie in die koelwater gooi, dan maak jy hom ook sag, ons sit ons maar in die microwave so vir 30 seconds. Goed. En dan maak jy lekker, dan kom die sappies makliker uit die sielamoen uit. Dan sê, Maar ek kan vir julle sê, ek is heeltemal in my element wanneer iemand van my iets leer. Want kyk hoe lank gebruik ek nou al sielamoen en ek het nog nie eens daai storie geweet nie. Ek weet net as ek nou sielamoen gebruik en dan moet ek my helfte sny, dan moet ek druk, ja, dan moet ek my hele krag uitdruk net vir die sap om uit te kom. Nou kyk ja, daar is nou die verskil. Alright. Goed. Daar is nou so ver. Is hy okay? Daai is lekker, daar kan ons maar daai so saam So met daai gaan weer daarby. daarbey En wat en dan maak gaan ek die nie? pineappels net so lekker so kan skyfies in. Skyfies. Hierdie kant af of hierdie En kant? dan so daar sê. Hierdie kant. Ja, lekker triangeltjies. Okay. Triangeltjies. Triangeltjies, ja, driehoekies. Die bied het my gesê ek moet so 'n bietjie Afrikaans wat ek dink praat heel. Nee, ek wil nee, daai sien se 'n bietjie nie. Jy praat so lekker Afrikaans dat hy vergeet om Engels te praat. En dit As is mens like praat, amazing. dis daar praat mense so min Afrikaans. Afrikaans, het Want is- jy weet as deel met kinders, ek is 'n baba battery. Dit is so en die kinders wat daar inkom is As jy alles baba Engels, sê maar ek het wonder nie- die kop lyk so mooi nie. Hy blink ons polisie ook mos aan die bied. En ek weet vandag met die kinders nou mens moet maar Engels praat met hulle. Want hulle verstaan mos nou niks Afrikaans nie. En nou laat ek nog gou vir julle sê dat ek het 5 kinders. 7 kleinkinders. En almal praat, die kleinkinders praat nou Engels, ja. Maar die kinders almal praat Afrikaans behalwe die jongste een. Die jongste een praat Engels. Praat Engels. Ja. Net die jongste een praat Engels. Wat maak die Elsie nou weer met Ankama? Ja, ek kan maak sy hare sny. Ek kan maak loop aan vir die hekke. Okay, alright. En jy as jy die opportunity gesien om 'n paar rande te spaar en vir my te sê kom. Ek kan maak sy hare. Ja, daai is al 'n cheapskate. Cheapskate. En dan weer hier is 'n bietjie jeera, Ja. wat is hier net. Ja, En dan het ons 'n ground allspice goed. en dan het ons ook 'n rice En spice. waar toe aan hulle? Moet hulle nog in die Hulle pot gaan aan die pot nou. Nog steeds. En hy gee die geur aan die aan die rys. hoender. En nie die hoender is nou Die hoender is klaar. Is twee So daai gaan verskillende. in die rys. Aan die ryspot ja. Dan het ek 'n super klein fine cardamom ilachi as iets wat jy nie by ingooi nie, because hy's overwhelming. Ek kan nie help nie, maar daai ryk. Ja. Hy's En as overwhelming. ek klaar daar, as ek daarop nog moet byt. Oh no. Maar hy's beter as die hele een. Is dit? Ja. Oh, Hoe sê okay. hy Al wat ek weet is as ek die karamoon gebruik, nê, dan gooi ek hom nooit net so hele in my pot nie. Ek breek hom oop
En dan Ja. gooi jy die bytjies binne-in. Ja, ja. Maar dan kan jy dit ook nog proe, maar jy kan dit nie, jy hoef nie daarop te byt nie. Daai is daarom ook heel wat okay. As bietjie beter as wat die mens nou die Op julle ding. Jy's klaar geëet as jy daai brood Definitely. As ek moet daar op buite is ek klaar geëet. Laat ek julle gou 'n storie vertel van die karamong. Nou dat ons daarvan praat. Die ontslape Fatima Saidel, luid Fatima Saidel. Ons is lekker eendag almal saam. Sy gee en maak vir ons 'n dis. En by die einde van die dag moet ons speel ons 'n kompetisie, maar ons het nie geweet die kompetisie gaan daaroor nie. Toe kom sy uit met die karamong. Liewe aarde, en ons drie wat deel gewees het nou daar met die ding, ons moes die hele karamong stories geëet het. Oh, genade. So daai sal altyd vir my bybly van Fatima Saidel. So ja, mag Allah baca. Amen, amen, inshallah. Baie wel daar geleer. Ja, natuurlijk. Maar dan Shafiq, paar vragen is voor ons aan klaar is. Wie bederf en wie daar is? As dit op my kos koop, Ja? dan bederf ek vir hulle. Maar as dit nou kom by ander dingetjies, dan bederf hulle vir my. Wat se ander Dan dingetjies? bietjie koffie maak, bietjie tee maak. Ja, die gesiggies hang maar hulle doen dit maar nog steeds. Maar ek is nie een wat ek hou van kook, maar ek hou nie van bakkie. So daai is nou waar hulle instep nou. As daddy nou lus vir iets lekker. Yes. Dan doen hulle die bakkie. Dan doen hulle die bakkie. bakkie. Ja, my middelste dogtertjie is baie lief. Sy doen wat is dit social wat hulle die op die skool huishoudkunde. Oh, okay. Destyds gedoen dat moes nou nuwe scientific name wat Yes, jy al die... Dat is ook om ek sal gebruik, nieuwe name van, Van goed is wat goed. ons ken. Ja, nee? ja. Nou moet die mens nou wonder, Wat is die wat hulle doen? Laat my dink aan eendag, toe sê iemand vir my, ek moet my dinge se stuur. Nou kry ek die ding en die ding sê, please send your... En ek sê nog vir my dogter, ek sê, what is a resume? 'n Resume. En sy kyk en sy sê, no, mommy, not a resume. Your resume. Nou kan julle sien, ek sê, liewe Jammel, kan hulle dan nie net gesê het 'n CV nie? Wat kom hulle nou met 'n nuwe naam wat ek nie eens verstaan nie? Wat jy nou nou jy moet nou dan nou wat ons nog nie gewoond is aan nie, moet ons nou maar ons moet adapt. Ons moet dit Ons moet dit aan Maar jou allemaal julle dingetjies. bly net daar ingeskakel. Wanneer ons terugkom, gaan ek nou vir julle wys hoe lyk dit Shafiq se dis. En dan gaan ons daarom vir julle lekker proe. En kyk hoe lekker lyk die ankel se dis. Ha, ek kan net imagine hoe lekker gaan dit proe. Dan wil ek ook net vir julle sê dat seisoen 34 is geborg deur Perfect Choice Spices. Ek breek dit op sodat julle kan mooi luister wat ek sê. Maar Shafiq, moenie synig wees nie. Gee vir my 'n bietjie, maar kyk jy nou, ek moet net proe, né? Ek moet nie friet nie. Ja, asseblief, sy wil net proe. Dan Shafiq, voor ons verder gaan ek sien hier's nog so 'n lekker kind of 'n vleisie hier. Wat gaan nou hier aan? Daai is 'n lamshin wat ek aan nou vanoggend al navas wat ek opstaan. Toe doen ek nou daai lamshin wat ek nou geprepare het vir net om vir die kykers te wys en van Tabita te wys dat jy kan enige variasie van die dish doen. Jy kan hom ewen doen in vleis ook. So daai is 'n lamshin, alles is dieselfde geprepare. Die enigste verskil wat daar is die feit dat daar is Cajun spices by daai netjie. Daai is die enigste verskil wat daar is. So Antiabida kan vir hom lekker by Makase daarso, 'n lekker stukkie afsny van Antiabida. Ek weet Antiabida gaan vir hom geniet. Want hy kook aan nou al 4 ure wat hy al nou in nie. Kyk hier en hy aanval net. Hy val van die been af. Hy val van die been af. O, julle. Laat ek maar gou proe so. Dit is nou, wat Shafiq, noem gou weer die rysstorie hier. Dis 'n kapsa rys wat ek maak. Die kapsa rys ook, Ja, maar met my eie tipe speserye. Wat ewe ek sê wat ewe nou vir fancy jou smake kan jy gebruik. Maar die basis daarvan is jy moet ground spices gebruik soos jou cardamom en jou stokkaneel, jou allspices moet alles gegrind wees en dan kan jy hom roast om my ekstra flavors uit te bring. Nou sê gou vir my, ek het nog oorige rys in die yskas. Kan ek miskien hierdie speserye en goeders daarby gooi en dit dan maak soos hierdie? Dis hy. Okay. Dis hy. In plaas van ryskoekies maak en dan moet maar daai maak ons dan is hy 'n meal op so because dan bak jy net so 'n bietjie hoendertjies by saam met hom en dan is hy gaar.
En dan kan ek sien, hy lyk sommer soos 'n kind of a fried rice. Fried rice, ja, soos 'n savory tipe van rys wat jy gebruik. Okay. Waar moet dat ook doen? Ek wil 'n stukkie van die steel vir ons klaar Ek maak. kan vir julle sê baie sukran. Afgaan. En ek kan sê ons het nog nie veel nie, maar ek kan vir julle sê hierdie bietjie speserye, dit is vir u. Hy bly seker aan. En dit is vir julle, maar hier is 'n pakkie, lekker pakkie. En dan kan jy dit maar net hier insit as ons klaar is, né? Sukran Tabida. Wel, ek kan dan vir julle sê, soos julle sien, my bord is vol. Ek kan nie meer skep nie. En maar die ek Anke maak, Boetie Brahim en Auntie Elsie en die res van die gehoor, julle weet ons het altyd 'n gehoor. Ons gaan almal nou sommer lekker verder. En ek hoop jy het die dag lekker geniet saam met my en Shafiq Genief. Tot volgende keer, mooi bly. Ek is Abida Dixon Mohammed en volgende week kuier ek in die kombuis saam met Zara Genief.